Dis tyd vir volgens grondbesprekings en Tanya de Venter-Byker sluit volgens by ons aan. Goeiemôre Tanya. Môre julle. Tanya, ons begin by die getuienis wat voor te duur en dit raak net al hoe interessanter. Dit raak al hoe interessanter. Jy kan nie ophou lees hieroor nie of kyk hieroor nie, want dit is ook riveting stuff om te bekyk. So op hierdie stadium gaan die parlementêre ad hoc komitee voort by hulle het hiernatoe gekom waar hulle gewoonlik in die parlement is, het hulle hier na die Kgosi Mampuru gevangenis in Pretoria gekom om na Vusi Musi Kat Matlala se getuienis te luister. Nou wil ek net vir jou sê, ek weet jy's baie lief vir mode. Hy het 'n luukse uitrusting aangetree, 'n Wendy en 'n Burberry pak wat R25.000 kos. Waarskynlik die best dressed tronkvoël wat daar is, want hy is nou nog nie skuldig bevind nie. Hy is hard aangespreek deur advokaat Lennis Breitenbach wat vir hom gesê het jy is 'n skelm, jy's 'n sakeman, jy's nie 'n sakeman nie, jy's 'n skelm, jy's 'n dief, 'n bedrieger en jy is korrup. Sure. En sy het verwys na die hoeveelhede geld wat hy sê hy moes betaal. Hy het verwys na voormalige minister Bekkie Cele as 'n afperser en hy het gesê Brown Mogotsi is 'n skelm. Hy het op verskillende tye het hy geld aan verskeie oorbetaal. Hy het op 'n stadium R200.000 aan Cele betaal, hy moes nog R500.000 aan hom betaal. Die interessante ding is dat hy dit in so 'n swart Woolies sak vir hom gegee het. 'n Ander bedrag wat hy moes los vir Senzo Mkhunu het hy in 'n asblik vir hom gelos. Ek loop nooit weer verby 'n asblik sonder om te kyk daar. Is my nie. Hy is aangevat oor sy vriendskap met Bongozi, waar sy naam, nou kan ek sy naam vergeet. Die dwelmhandelaar wat weg is. Al vir 'n paar maande. Mashogha, dankie. Mashogha, ja. En toe sê ja, hy is vriende met hom, maar hy weet hy is 'n dwelmhandelaar, maar hy oordeel hom nie, hy is vriende met hom. En toe het hom gesê, maar jy steel van die armes. Die DA het wat ook vir hom gesê het, jy weet van die teks in die Bybel wat sê geld is die wortel van alle kwaad. Toe sê hy, ja, maar hy is nie 'n Christen nie, in sy geloof mag jy alles geniet. So hy het ook gesê, dan moet hy verwys na bedrae wat hy moet gee, dan huiwer hy soos hy kan nie onthou, hy nou R38.000 of R37.000 of R26.000 oorbetaal nie, hy sal moet gaan kyk hoeveel hy oorbetaal het. Dit is 'n prutpot van gemors. Hy beweer ook hy is nie deel van die Groot 5 nie. Hy beweer dit. Hy sê hy is nie. Hy sê ek sê nie dit bestaan nie, maar ek is nie deel daarvan nie. Nee, hy sê hy is net 'n sakeman. Hy's nie deel van die Groot 5 nie, hy's net 'n sakeman. En onthou hoekom hy in die tronk is. Hy word daarvan verdink dat hy die aanslag op sy ex-meisie plan het of uitgevoer het of wat ook al. So ja, nee, hy is definitief nie onskuldig nie. Betrokkenheid by kontant in transito rooftogte en dies meer, baie betrokkenheid, vermeende betrokkenheid maar by dit goed. ontstel my mateloos dat hierdie is ons regsdienaars, die ondersoek gaan oor ons regsdienaars wat ons moet beskerm op 'n baie hoë vlak. Hierdie is nou van die kingpins wat uitgehaal word. Dis die klas mense met. Maar verstaan jy, so wie kan ek, as ek nie my ministers kan vertrou nie, as ek nie my luitenante kan vertrou nie, kan ek die man vertrou wat my aftrek langs die pad? Ja, ons het gister hier nie so ook daaroor gepraat, mense kan blykbaar nie. Dan moet ons praat oor 'n artikel wat sê dat daar dalk 800.000 poste in gedrang kan wees voor Kersfees. Ek weet veral as dit kom by smelters in die Noordwes wat oral toemaak, dan maak, maar die Chinese maak 'n nuwe smelter oop, maar die ander smelters maak toe. En dit is die probleem hoekom ons amper 800.000 poste gaan moet aflê so vroeg as nou Desember en Januarie. Dit is skrikwekkende getalle. Dirk Herman, bestuurshoof van Solidariteit, wat sê daar's 'n ernstige werkskrisis wat dreig en die regering doen niks nie. En 'n groot hoeveelheid van hierdie smelters wat moet aflê. Ferroglobe SA, Transalloys, Samancor Chrome, Ashman, MMC, Nelspruit, Glencore, Merafi, wat moet afleggings doen? 300.000 wat nou baie binnekort gaan plaasvind. Dit beteken 300.000 gesinne wat voor Kersfees nou nie meer 'n werk gaan hê nie. 300.000 maal 4 monde wat gevoed moet word minimum. Dit is 'n ongelooflike. Dis 'n verskriklik lelike prentjie. Dit is 'n baie donker prentjie en dit is as jy op die einde die 800.000. So ons het al die hele jaar gepraat oor
ArcelorMittal, die staalbedryf waar gesê het asseblief moenie sluit nie, maar wie gaan die smelters red? Wie gaan seker maak hierdie werke word bewaar? Tanya, dan is die vraag, wie vertel die leuns aan Donald Trump? Ja, so Donald Trump wat Woensdag gesê het Suid-Afrika gaan nie volgende jaar genooi word na die G20 beraad toe nie. Duitsland se kanselier Friedrich Merz wat intussen gesê het, kyk, hy was hier gewees verlede week vir die G20, hy het gesê hy gaan alles in sy vermoë doen om seker te maak dat hy Trump kan probeer oortuig om seker te maak Suid-Afrika is daar. Maar so Gert van der Westhuizen wat 'n brug geskryf het op Netwerk 24 en dan verskillende politieke ontleeders ook wat bydra, wie voer vir president Donald Trump? So Solidariteit sê dit is nie hulle nie, en hulle plaas die blame voor die ANC, want hulle sê die ANC het die onteieningswet onderteken en net daarna het Trump begin met sy stories wat sê dat dit 'n volksmoord in Suid-Afrika is. Vrae wat gevra word is, maar al die mense van die G20 wat hier was, wat sê, maar ons sien nie die volksmoord nie. So, ja, interessant. Ek dink Europa sal veg vir Suid-Afrika om in die G20 te bly om dit by te woon. Kyk, jy kan ons nie uitskop as 'n lid nie. Dit kan jy nie doen nie, maar jy kan moeilik wees oor die bywoning. Ek dink baie mense soos die FF vra dan ook die vraag, is Donald Trump regtig kwaad vir ons oor ons beleid of sy kwaad vir ons oor ons beleid in die Midde-Ooste? So wat is eintlik die rede daar agter? Mense kan eintlik nie spekuleer want mense weet nie, al wat ons weet is Donald Trump is kwaad vir ons. Hulle is bang ook dat dit nog verrykende gevolge sal hê, dat ons dalk nie kan deelneem aan die sokker wêreldbeker nie, maar goed, FIFA duld nie sommer sportinmenging of politieke inmenging in sport nie, so ek dink dit sal gebeur nie. Ja, mense moet nog nie, ons doen baie goed wat die VS nie noodwendig diplomaties mee saamstem nie. Ons is goeie vriende met China, ons is goeie vriende met Rusland, ons is goeie vriende met Iran, ons stuur generaals Iran toe. Ons is aan die verkeerde kant van of aan die verkeerde kant. Ons is aan die ander kant. Politiese ons is aan die ander kant. Ja, politiese kant, ja. Maar so gepraat van diplomatie. Ek weet nie of mense hier met diplomatie gaan wen enigstens ooit nie, maar Putin sê die nuwe konsepplan is dalk die grondslag vir die einde van die oorlog en daar is baie mense wat saamstem en sê hierdie is nie 'n werkbare plan, 'n realistiese plan nie wat nie afgedwing moet word nie. Dit kan nie werk nie, want sy vereistes, Putin se vereistes vir vrede is dat die Oekraïne al hulle magte onttrek voordat hy gaan vrede ooreenkom. So dit beteken die Oekraïne gaan al hulle magte, al hulle troepe terugtrek. My logiese brein sê vir my, wat gaan gebeur as hulle dit terugtrek? En ek dink dit is hoekom Zelensky sê, maar ek gaan nie dit doen nie. Ek gaan nie my magte, Rusland het reeds beheer oor 1/5 van die Oekraïne in hierdie 4 jaar wat hulle na oorlog voer. So ek hou my asem op. Ek weet nie hoe hulle hierdie gaan oplos nie. Dit is interessant, Putin het ook gesê hy gaan nie 'n vredesooreenkoms teken saam met Zelensky nie, want hy erken hom nie as die leier nie. Verstaan jy? So hy erken nie dat Zelensky die regte regering is nie en hulle moet al hulle magte onttrek uit die Oekraïne of uit die besette areas. Hoekom sal hy dit doen? Dis so goed ek sê vir jou, ek sê huis vir jou teruggee, maar trek eers uit. Ja, dis erg. Dan Tanya, ons is op soek na 'n teddybeer. Black Bear. Dis 'n skool in Brittanje wat 'n toets gedoen het. Klein beertjie, die Walhampton School in Hampshire. Is dit nou reg gesê? Hampshire. Ek weet nie, sy's die Brit. Oh, wow. Maar jy moet blaas. Hampshire. Ek gaan dit daar los en sê Bradfield Bear is gone. So hy het opgegaan in 'n toets wat hulle 'n weerballon wat hulle getoets het. Hy moes 30 km opgaan in die lug en alles sou saam land. Toe het die arme beer op 27 km losgeruk en nou is hy weg. Hulle vermoed hy's iewers by die Henley on Thames. So nou moet hulle hom vind en hulle vra vir almal op sosiale media, kyk of julle ons beertjie kan vind. Dit is baie traumaties vir al die kinders wat hulle beer wil teruggee. Nee, want hulle is 'n bietjie ouer. Dis dan nou nie graad 3 kinders nie. Want ek sien hulle sê toe die beer gaan oukei wees. Ek dink die beer gaan oukei wees. Dis 'n beertjie. Maar dit is 'n lekker storie. Dis lekker. Ek hoop ek het nou probeer kyk of daar enige nuwe nuus is. Ek hoop hulle vind hierdie beertjie. En dat die beertjie dan vir hulle kan vertel hoe dit was daarbo in die koue lug. Tanya, wat gaan jy koop op Black Friday? Ek gaan baie versigtig koop. Ja. Want FNB het vir ons gesê oppas vir die skelms. 1 uit 4 Suid-Afrikaners is hierdie jaar gescam. So wees asseblief versigtig as jy aanlyn koop. Ek gaan toiletpapier koop. Dis hy. Prakties. Ek hou van hoe jy dink. Tanya, jy moet 'n heerlike naweek verder hê. Dis Tanya de Venterbijker. Bly geskakel, ons is nou weer terug. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.